Kom ons blaai na Joshua 13. Nou het ek gevra dat julle asseblief hierdie stuk sal deurlees, want om dit hier alles deur te lees, gaan vir ons die helfte van die oggend besig hou. Nou weet ek nie hoe moet ek vra nie. As ek nou vra wie het dit deurgelees, dan lyk dit so asof jy spog wanneer jy sê ja, ek het. As ek vra wie het dit nie deurgelees nie, dan stel ek jou in die versoeking om te jok. En dis nie 'n goeie ding om te doen nie. Daarom gaan ek nie vra nie. Die eerste helfte van die boek van Joshua. Daarin lees ons hoe God sy volk gebruik om sy straf te voltrek oor die skreiende sondes van die Kanaaniete. Hulle ongeregtigheid het hulle volle maat bereik. Dit lees ons. Hy het hulle oorweldigende leermagte in een na die ander veldslag oorgegee aan Joshua en aan Israel. Een na die ander stad is platgevee in God se banvloek doodstraf op die sonde. En nou in die tweede helfte van die boek skuif die fokus. Dit skuif na die beskrywing van God se getrouheid aan die belofte wat hy aan Abraham gemaak het en sy nageslag. Hoe hy dan die land stuk vir stuk aan elkeen van die stamme van Israel uitdeel. Hierdie is 'n baie groot draaipunt in die hele openbaringsgeskiedenis van God. Dit is vir die eerste keer sedert die tuin van Eden wat God hier op hierdie aarde 'n plek, 'n geografiese plek kies om sy koninkryk 'n voetspoor te laat kry. Nie meer net in die harte en in die lewens van sy volk wat oral rond swerf nie, maar hier gee hy vir sy koninkryk 'n plek. Beloofde land waar sy volk 'n tuiste sou vind om hier onder sy heerskappy te lewe. Veilig in sy beskerming, geseënd met sy liefde en sy genade en voorspoed in sy verbond. En al wat hulle moes doen, was om hom te gehoorsaam, om te lewe onder sy heerskappy. Nou hierdie hele gedeelte, van hoofstuk 13 af tot by hoofstuk 21, vorm regtig 'n geheel. As jy hom gelees het, sou jy agtergekom het, dis dieselfde goed wat oor en oor verduidelik word en vertel word. Van die stam en dan die volgende stam en dan die volgende stam en dan die volgende stam. En daarom wil ek dit so as 'n eenheid hanteer. Ons stel die draad op aan die einde van hoofstuk 11. Hoofstuk 11 vers 23 wat staan, Joshua het die hele land ingeneem soos die Here vir Moses beveel het. En toe die land as besitting aan Israel gegee, vir elke stam 'n deel. Die land kon toe rus van oorlog. Kom ons lees nou 'n paar gedeeltes om 'n idee te kry wat in die hele al die hoofstukke gebeur. Kom ons lees hoofstuk 13 se eerste 7 verse. Joshua was al baie oud. Hulle reken hy was hier so 85 jaar, waar hy 40 jaar omtrent was toe hulle begin het uit Egipte en toe die Egipte getrek het en dan hierdie oorloë wat hulle gehad het. Die Here het vir hom gesê, jy is al baie oud en daar is nog 'n groot deel van die land wat in besit geneem moet word. Onder die deel wat oorbly, is daar al die Filistynse gebiede in die hele Gesur gebied. Die gebied van Sigor af teen Egipte tot by die Ekron gebied in die noorde word as Kanaanitiese gebied beskou. Dit is die gebiede van die 5 Filistynse regeerders. Die van Gaza, Asdod, Eskelon, Gat en Ekron. En dit sluit die gebied in van die Avite in. Verder is daar die hele Kanaanitiese gebied van Teman af. Die Gebal gebied van Meera af tot aan die Sidoneërs, wat aan die Sidoneërs behoort, tot by Afek aan die Amoritiese grens en die hele Libanon aan die ooste kant, van Baalgat, suid van die Hermonberg af tot by die Leb-Hamat. So al het God die hele land in hulle hande gegee, is daar nog dele wat hulle in besit moet neem, waar daar nog Kanaaniete bly. Nie meer weermagte wat hulle teenstaan nie, maar daar is nog Kanaaniete. Vers 6, ek sal al die bewoners van die bergwêreld verdryf om vir die Israeliete plek te maak. Van die Libanon af,
tot by die Mesrefot Jaim, al die Sidoneërs. Intussen moet jy hierdie gebiede as 'n besitting aan Israel toewys, soos ek jou beveel het. Verdeel dus nou die land vir die 9 stamme en 'n halwe Manasse stam. Kom ons lees hoofstuk 14 se eerste 5 verse. Hier volg nou 'n oorsig van die gebiede wat die Israeliete in Kanaan ontvang het. Die priester Eleazar en Joshua seun van Nun het saam met die stamhoofde die gebiede aan Israel toegeken. Dit is aan die 9 stamme en die halwe stam. Dit is gedoen deur loting, soos die Here deur Moses beveel het. Aan die ander 2 stamme en 'n halwe stam van het Moses 'n gebied oorkant die Jordaan toegeken. En aan die Lewiete het hy nie 'n gebied toegeken saam met die ander nie. Die nageslag van Josef het 2 stamme gevorm, Manasse en Efraim. En die Lewiete het nie 'n deel van die land ontvang nie, maar wel dorpe om in te woon en weidingsgebiede vir hulle veetroppe. Die Israeliete het gedoen wat die Here vir Moses beveel het. Hulle het die land verdeel. Goed, en dan begin ons by die verdeling self. Die eerste deel wat aan Caleb gegee word, as die Here wil gaan ons op 'n later stadium bietjie stil staan by Caleb. En dan kom hy in een na die ander, verdeel hy die stamme, verdeel hy die land, elke stam kry sy deel. Kom ons lees 2 gedeeltes as 'n verteenwoordiging van elke keer van hulle, en ek het 2 kort gedeeltes gekies. Kom ons kyk na Joshua 16, vers 5 tot 10. Gaan oor Efraim, en dan gaan ons in hoofstuk 17 die laaste stukkie lees van die toekenning aan Manasse. Aan Efraim, van vers 5 af hoofstuk 16, die grens van die grondgebied van die families van die stam Efraim loop van Atrot Attar in die ooste na Bet Goron bo toe, en dan verder af tot aan die see. Van Mikmetan af in die noorde swaai die grens oos verby Tahamat Silo na Janoag toe in die ooste. Van Janoag af loop die grens af tot by Atarot en Naara toe, en dan teen Jerigo verby aan tot by die Jordaan. Van Tapuag af loop die grens wes met die Kana-spruit langs, totdat dit doodloop in die see. Dit is die gebied van die families in die stam van Efraim. Met elkeen van hierdie beskrywings, is dit nogal vir ons baie moeilik om te agter te kom waar is dit. Ek bedoel, hierdie plekke is vir ons vreemd, en selfs wanneer jy nou op kaarte gaan soek daarna, is dit bitter moeilik om dit te kry, en bitter moeilik om sin te maak daarvan. As jy vir 'n klomp boere vra om vir jou te verduidelik hoe loop die grens tussen hulle plase, dan gaan dit net so. So, dit is baie moeilik vir ons om te bepaal presies wat dit is. Ek kom net nou weer daarby. Maar vir elke ene is daar hierdie beskrywing, presies, van waar loop die land. Ek lees verder van vers 9 af. Daarby het gekom die stede en die buiteposte wat aan die Efraimiete toegeken is binne in die grondgebied van Manasse. Die Efraimiete het nie die Kanaaniete verdryf wat in Geser gewoon het nie. En die Kanaaniete woon nou nog tussen die Efraimiete, maar hulle doen dwangarbeid. Kom ons gaan kyk in die laaste deeltjie van die toekenning aan Manasse, en dan lees ons Joshua 17 vers 10 tot 13. Efraim was aan die suidekant en Manasse aan die noordekant. Die gebied van Manasse loop tot teen die see en die grens aan Aser en oos aan Isaskar. In Isaskar en Aser self het Betsan, Jibleam, Dor op die bergrug, Edor, Taanak en Megiddo met hulle die buitedorpe ook nog aan Manasse behoort. Die mense van Manasse kon egter nie die stede verower nie, en die Kanaaniete het in die gebied bly bewoon. Toe die Israeliete sterker geword het, het hulle die Kanaaniete dwangarbeid laat doen, maar nie die stede ingeneem nie. En so het hy dan al die stamme het elke keer sy deel ontvang. Kom ons kyk in Joshua 20. Nadat hy klaar was om elke stam sy deel te gegee het, het hy dan hier wat hulle praat van die asielstede. Ek sal ook daarby terugkom. Kom ons lees net vers 3 en vers 9 van hoofstuk 20. Kom ons lees van vers 2 af. Julle moet nou die asielstede afstaan
wat ek julle deur Moses beveel het, sodat iemand wat onopsetlik en sonder voorbedagte rade die dood van 'n ander veroorsaak het, daarheen kan vlug om aan die wraak van 'n bloedverwant van die oorledene te ontkom. En dan vers 9. Dit was die stede waarop ooreengekom is. Enige Israeliet of enige vreemdeling tussen die Israeliete wat onopsetlik die dood van 'n ander veroorsaak het, kon na so 'n asielstad toe vlug, sodat hy nie deur die bloedverwant van die oorledene doodgemaak word, sonder dat hy deur die vergadering verhoor is nie. En naas die asielstede het hy dan ook stede uitgedeel waar die Lewiete kon bly. Kom ons lees Joshua 21 se eerste 3 verse. Die familiehoofde van die Lewiete het na die priester Eleazar, na Joshua seun van Nun en aan die familiehoofde in die Israelitiese stamme toe gekom in Silo in Kanaan en vir hulle gesê, die Here het deur Moses beveel dat ons stede moet kry om in te woon en weivelde vir ons vee. En so het hy dan reg deur in elke stam het hulle dan stede gaan identifiseer om te sê, daai stad, al is dit in die gebied van Manasse of in die gebied van Juda, in daardie stad is dit die Levitiese stad, en nie die stamhoofse nie. Mens kan dit alles mooi opsom, as mens gaan kyk na hoofstuk 21, se laaste paar verse, van vers 43 af. Die Here het aan Israel die hele land gegee, wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon. Die Here het hulle na alle kante toe rus gegee, soos hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Nie een van al hulle vyande kon teen hulle stand hou nie. Die Here het hulle vyande in hulle mag oorgegee. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het, het onvervul gebly nie. Almal is nagekom. Dis die woord van die Here. Ek hoop dit kon vir jou 'n geheelbeeld gee van wat in hierdie hele die gedeelte gebeur. As mens na die groot prentjie kyk, die tyd wat God moes afreken met die ongeregtigheid van die Kanaaniete het aangebreek, en daarmee saam ook die tyd wat hy die beloftes vervul wat hy aan Abraham gemaak het. Hulle het begin aan die ooste kant van die Jordaan, nog voordat hulle by die Jordaan gekom het, nog onder leierskap van Moses, daar het God al begin. Toe het hulle geveg, en die konings van Hesbon en Basan het God in Moses se hande oorgegee, en daardie gebied het hulle dus reeds ingeneem as deel van die beloofde land. Na Moses se dood roep God vir Joshua in sy plek. Hulle trek deur die Jordaan en dan gee God vir hulle eers Jerigo en Ai wat val. Nou staan die konings in Kanaan op en dan eers die veldtog na die suide toe, waar hulle die weermagte in die suide verslaan en 'n klomp stede daar inneem en daarna die veldslag na die noorde toe om ook daar die land in te neem. En met al hierdie weermagte wat verslaan is, kom daar rus van oorlog. Nou daar was nie meer weermagte teen hulle nie, maar daar is nog 'n groot deel van die land wat nie in besit geneem was nie, soos ons daar reg in die begin gelees het. Groot dele en dan heel wat kleiner staatjies en dorpies waar daar nog Kanaaniete oor was. Maar dis duidelik dat dit nie meer Joshua se roeping is om met die hele leer van Israel elke hoekie en kantjie van hierdie hele beloofde land te deurkruis nie. Hy moes die land verdeel en dan aan elke stam sy deel toewys en dan moes daardie stam self verder gaan om skoon te maak en die land in te neem wat aan hulle toegeken is. Dit was baie duidelik, God se opdrag in Deuteronomium 20, het hy aan Moses gesê, as julle in die land kom, uit die stede en die volke in Kanaan, wat die Here julle God aan julle as besitting gee, mag julle niks laat bly lewe nie. Hulle moes verder gaan, elke een in sy stamgebied. En dan het Joshua gegaan en hy het nou die volk verdeel, die land verdeel, deur die lot te werp. Nou presies hoe hulle die lot gewerp het, weet niemand nie.
Maar in Numeri 33 het God vir Moses gesê, elke stam moet sy eie gebied kry. Die grootte daarvan moes verskil, sodat groter stamme groter gebied sou kry en kleiner stamme kleiner. Die plek waar elke stam sy deel moes kry, dit het hulle bepaal met loting. Met ander woorde, die plek word nie aangedui deur menslike wysheid en begeertes en goed nie. Dit is God wat bepaal watter stam woon waar. En daarvoor het Joshua en Eleazar en die familiehoofde dan bymekaar gekom, die loting gedoen en so het hulle dan die land verdeel. Kom ons kyk bietjie na die kaart van hoe dit uiteindelik daarna lyk. As ons weet nie wat hierdie plekke is nie, maar nou kan ons op die kaart kyk hoe dit werk. Kom ons begin regs onder. In 'n groot deel van hoofstuk 13 herhaal hy hier regs aan die onderkant het hulle begin. Die eerste gedeelte wat toegeken was Reuben, daar heel onder, die geel. En dan die groen gedeelte van Gad, en dan die een helfte van Manasse. En van hoofstuk 14 tot 17 het ons, sou jy lees, aan die weste kant van die Jordaan word dit nou uitgedeel. Die eerste uitdeling is aan Juda, hierdie groot geel of oranje blok aan die onderkant, langs die dooie see. En dan Ephraim, bietjie vroeër, so 'n ligte geel deel daar in die middel. En dan die boonste helfte van Manasse. Julle sien, Manasse lê so aan twee kante van die Jordaan. Jy kan baie duidelik sien dat Manasse en Juda die twee groot stamme was, met die meeste mense, en daarom kry hulle die grootste gebied. Dan van hoofstuk 18 en 19 het hulle 'n tweede loting gedoen waar hulle nou verder gegaan het. Eers Benjamin, wat daar net bokant Juda lê, so klein blou deeltjie, net bokant Juda. En dan Simeon, wat in die middel van Juda lê. Daarna Sebulon, dis die persgedeelte. Ek weet nie of mens Sebulon, ja, die persgedeelte, bo langs die rooi kol. En die rooi kol is dan Isaskar. Die laaste dele wat toegeken was Aser, daai ligblou heel bo links, en Naftali langs hom, en dan die donkergroen hier in die middel weer Dan. So daar is die land uitgedeel. Dankie. En nadat hy die land uitgedeel het, dan deel hy die asielstede uit. Dit was die bevel wat God aan Moses gegee het om te sê, maak hierdie stede so dat as jy iemand per ongeluk laat sterf het, dat jy soontoe kan gaan en 'n buffer kan hê van genade, dat daar eers 'n oordentlike ondersoek en 'n oordentlike verhoor geregtigheid sal geskied voordat daar bepaal word of jy moord gepleeg het en of jy nie die straf vir moord verdien nie. En daarna dan die verdeling, die keuse van stede vir die Lewiete. Hulle het nie hulle eie grondgebied gekry nie, want God het besluit om hulle te gebruik om homself aan die volk te bedien oral waar hulle is. En daarom bly hulle verspreid deur die hele land. Al hierdie vreemde plekke, al hierdie herhaling, dan laat mens nogal dink, hoekom slaan ons hierdie gedeelte nie net oor nie? En dit is inderdaad wat ek beplan het, toe ek die reeks beplan het, om te sê nie regtig. Wat sê mens nou hiervan? Maar weet jy, as 'n mens doen dit wat jy doen, as jy nie mooi verstaan wat die teks sê nie, wat doen jy as jy 'n Bybelteks net nie kan verstaan nie, is jy staan 'n bietjie verder terug, dat jy kyk, hoe pas daai teks in die groter prentjie van God se openbaring? Dis soos 'n swart kolletjie op 'n skildery. As jy naby hom staan, verstaan jy glad nie wat hier aangaan nie, maar as jy terug staan, dan sien jy hoe pas hy in en dan verstaan jy die boodskap. En as mens so na hierdie gedeelte kyk, dan is hier regtig 'n besonderse boodskap wat ons nie moet mis nie. Wat maklik is om raak te sien in hierdie hele gedeelte, is God se genade. Sy genade dat hy die land tog steeds aan hierdie volk gee. Ten spyte van hulle geskiedenis van ongeloof en minagting en opstand teen hom. Gaan lees maar Exodus. En tog gee hy die land van hulle. En daarby sien ons ook God se getrouheid om te doen wat hy beloof het. Dit wat hy aan Abraham en sy nageslag beloof het vir eeue deur. Dit vervul hy. Hy kom dit so na dat daar nie 'n stukkie daarvan is wat onvervuld bly nie. Hy doen dit in besonderse detail.
Vat byvoorbeeld Efraim en Manasse, wat Jakob aangeneem het as sy eie seuns. Daarom kry hulle 'n deel van die land, net soos sy ander seuns. Al was hulle Josef se, en juis omdat dit dan die twee seuns van Josef is, kan jy sien dat Josef 'n baie groter seën ontvang as die ander. Josef wat God gebruik het om sy volk se lewe te red destyds in die hongersnood. Jakob het vir Simeon en Levi gesê dat hulle versprei sal word deur die res van die land, omdat hulle so gewelddadig was in Sichem. En dis inderdaad wat gebeur as hy die land vir hulle toewys. Simeon wat versprei word in die gebied van Juda, en Levi wat versprei word deur die hele land. God vervul elke deeltjie daarvan. Maar dis nie by hierdie boodskappe wat ek wil stil staan nie, want daar's 'n boodskap wat van kardinale belang is vir jou geloof en vir myne, vandag nog steeds. Vir elke gelowige van alle tye en alle plekke. En ons sukkel almal daarmee, soos hierdie stamme ook gesukkel het. Kom ons kyk net wat daar gebeur het. Die oorlog is verby. God het die land vir sy volk gegee. Elke stam het sy deel gekry. Maar in elke stam was daar nog dele wat ingeneem moes word. Die opdrag van Moses was baie duidelik. Maak die land skoon van hierdie Kanaaniete se ongeregtigheid. Niemand van hulle mag oorbly nie. Maar soos wat ons gelees het in die gedeelte oor Efraim, soos wat ons gelees het in die gedeelte van Manasse, so is dit by elke een van hulle. Hulle het die ongeregtigheid van die Kanaaniete toegelaat om tussen hulle te bly. Hulle het daarom dwangarbeid op hulle toegeplaas. Nee, hulle was daarom nie heeltemal vry dat hulle kon doen wat hulle wil nie, maar hulle het tussen die volk gebly. En selfs toe Israel sterker word en hulle kon uitdryf, het hulle nie. Hulle het hulle laat bly. En die gevolge daarvan, weet ons, dit was rampspoedig. In Rigters 2 vra God die volk, waarom was julle ongehoorsaam? Waarom het ek was getrou in my verbond, waarom was julle ongehoorsaam? En het julle die Kanaaniete met hulle afgodsaanbidding en hulle ongeregtigheid nie verdryf nie, maar tussen julle laat bly? Waarom, vra hy? En dan verklaar hy, dat hy dit ook nie gaan doen nie. Hy gaan nou ook nie hierdie volke uit hulle midde verdryf nie. Maar, dat hierdie volke en hulle afgode vir Israel 'n valstrik sal wees. 'n Strik waarin hulle sou val. En so was dit. Hand oor hand het dit erger geword. Uiteindelik het dit daartoe gelei dat Israel totaal afvallig geword het van hierdie God, die enige ware lewende God. Sodat hy hulle uit hulle land uitgedryf het uit ballingskap. Hierdie land wat hy vir hulle gegee het, van hulle het hy hom onttrek en uit hulle uitgejaag. Met Assirië en met Babylon. Die stamme van Israel het gedink, hulle kan weerstand bied teen die verleiding van die Kanaaniete se ongeregtigheid en hulle afgoderry. Hulle het gedink, hulle kan hierdie afgoderry en hierdie ongeregtigheid beheer, hulle kan dit onder dwang hou. Maar dit was te vergeefs. Hierdie patroon speel hom keer op keer in die Bybel verder ook uit. Op 'n persoonlike vlak byvoorbeeld, 1 Konings 11, lees ons van Salomo, wat in presies dieselfde stryk gestap het en uiteindelik heeltemal verlore gegaan het. Hy het begin in nederige afhanklikheid en toewyding op God. Maar toe hy die sonde en die afgoderry van meer en meer vroue in sy huis begin toelaat het, het hy self mettertyd so daarin getrap en verval, is hy so mislei, verlei in dieselfde afgodsdiens, sodat hy God self heeltemal verlaat het. En dit laat mens dadelik dink, onthou die waarskuwing wat Paulus gee in 1 Korintiërs 6, dat gelowiges nie in dieselfde juk moet trek as ongelowiges nie. Daar kan nie eenheid wees tussen lig en donker nie, sê hy. Daar kan nie eenheid wees tussen 'n toegewyde aanbidding aan God en 'n ongeërgde en selfs minachtende verwerping van geloof, van ongeloof nie. Natuurlik is hierdie waarskuwing van Paulus 'n waarskuwing dat mens van die begin af baie seker moet maak in enige verhouding met 'n man of 'n meisie, dat julle albei passievol is in julle toewyding aan die een en die enigste ware God. Albei verlos is in Jesus Christus deur die geloof wat die Heilige Gees in julle werk en waarin hy julle voorgaan in 'n heilige lewe.
Moenie hierdie vrae oor geloof eers vra die dag wanneer jy tot jou ore toe verlief is op iemand nie. Dan is dit te laat. Jy moenie dink dat geloof sal kom na die troue nie. Hoe naïef kan 'n mens tog wees? Maar weet jy, dit gaan nie in Paulus se waarskuwing of in hierdie voorbeelde in die stamme van Israel, gaan dit nie net oor die keuse van lewensmaats nie. Dit gaan oor elke stukkie van ons geloofslewe. Onthou wat moes hulle gedoen het, die Israeliete destyds. Elkeen het 'n deel van die beloofde land ontvang en daarin sou hulle in seën van rus en vrede en voorspoed lewe onder God se heerskappy. Maar hulle moes dit nog heeltemal inneem. Hulle moes die laaste oorblyfsels van sonde en ongeregtigheid moes hulle onder hulle uit verwyder. Hulle oorwinning daarin was verseker, want God sou die krag gee. Hy het gesê, ek gaan die land vir julle gee. Partykeer mocht dit so wees, dat dit soos Ai was, dat hulle die eerste keer dit nie kry nie, want daar is 'n probleem tussen hulle en God, en as hulle dit dan regstel in sondebelydenis en bekering, dan gee hy, soos wat hy by Ai gemaak het. Hulle sou oorwin, maar hulle moes dit nog gaan doen. Hy gee, maar hulle moes gaan neem. Hulle moes die heerskappy van God laat kom in die hele deel waar hulle bly. Elke deeltjie van hulle erfdeel moes hulle onder God se heerskappy bring deur van sonde en ongeregtigheid ontslae te raak. In elke stad, op elke landery, in elke veekraal, in elke huis. Maar hulle het nie. En dis die gevaar in ons geloofslewens, myne en joue, elke gelowige, elke tyd en elke plek. Ons roei nie al die sonde en die verleiding tot sonde uit ons lewens uit nie. Ons dink ons kan dit beheer, ons kan dit beperk, ons kan dit onder dwang hou. Is daar in jou lewe dinge wat jy weet nie reg is nie? Gaan ondersoek maar wat die Here wil. Toets jouself daaraan. Is daar dinge wat in jou lewe en in jou gedagtes nog plek het, goed wat jy aanvaar, maar wat net nie meer gepas sal wees in God se teenwoordigheid nie? Goed wat jy sê, wat jy doen, jou gesindheid. Wat is dit wat ons aanvaar, wat nie aanvaarbaar sou wees in die koninkryk van God nie? Ons het reeds 'n erfdeel in Jesus Christus, het ons reeds 'n erfdeel aan God se koninkryk ontvang. En wanneer ons bid dat hy sy koninkryk sal laat kom, dan bedoel ons daarmee ook dat ek, in alles, in ons en om ons, al meer onder sy heerskappy sal lewe. Dat al meer en meer van my lewe skoongemaak onder sy heerskappy sal wees. En as ons vra dat hy sy koninkryk moet laat kom, dan moet ons doen wat ons vra. Hy gee, maar ons moet in besit neem. Die totale oorwinning hang van hom af, en dit is gewaarborg in hom. Maar dit is ons wat tot aksie moet oorgaan, om die ongepaste en die ongehoorsame dinge, en die gesindhede, die woorde, die dade, moet ons stopsit en uit ons lewe uit verwyder. Ons kan dit nie maar dink dat ons dit kan beheer nie. Die risiko is net te groot. God is duidelik daaroor. Maak skoon. Dit is baie maklik om te sê, hulle het nie en ons kan dit nie regkry nie, en wat nou? Kom ons vra net 'n bietjie, waarom het Israel dit nie gedoen nie? Waarom het hulle nie gaan skoonmaak nie? En as mens dan na die groter prentjie kyk, dan kry jy daai antwoord in Rigters, en jy kry daai antwoord, veral byvoorbeeld in Haggai, eeue later. Want in Haggai se tyd was dieselfde probleem daar. En die probleem was dit, hulle lewens was vasgewoel in die dinge van die lewe om hulle. Hulle huise, hulle landerye, hulle boorde, hulle vrede, hulle rus, hulle self. Hierdie wêreld. Vasgekyk in die beproewings van hierdie wêreld. En die swaar kry van hierdie wêreld is die dominante ding in hulle gedagtes.
Hulle het nie meer eerste aan God en sy groot dade en aan sy voorskrifte gedink nie. In Rigters 2 lees mens hierdie verskriklike ding, dat die kinders, net van die volgende geslag, nie eens van God sy groot dade geweet het nie. Kan jy jou dit indink? Dat jy belewe het om deur die Jordaan te loop wat in vloed was, om Jerigo te loop en die mure val in mekaar. En dan nie eens vir jou kinders daarvan te vertel nie. Hulle het so min aan God gedink. Hulle was so tevrede met hulle self, dat hulle nie die doodsgevaar besef het, van die ongeregtigheid, wat hulle in hulle midde toegelaat het nie. So gefokus op hulle lewe in hierdie erfdeel, dat hulle nie meer gedink het aan hom, van wie hulle dit in genade ontvang het nie. Hulle het so gewone mense geword, alledaags, soos die samelewing nou maar is. En dit, my liewe broer en suster, is die sleutel waarom dit met jou en met my anders kan wees. Spreuke 4 vers 23 sê, dat ons moet versigtig wees met wat in ons hart aangaan, met wat ons in ons gedagtes koester, want dit bepaal ons lewe. En dis presies wat ons in Kolossense 3 gelees het. Dat ons gedagtes nie moet vasvang in hierdie lewe alleen nie. Om net te dink aan dit wat gebeur in hierdie lewensdeel wat ek en jy ontvang het. In hierdie ou aarde, in hierdie ou lewe nie. Maar dat ons gedagtes moet rig aan die dinge wat daarbo is, die dinge by God. Kyk, deur geloof in Christus het ons die ewige lewe ontvang, klaar. Ons het klaar 'n plek in die hemel ontvang. En dit is waar ons gedagtes en ons lewens sy wortels moet vind. Dit is die ankerpunt van ons lewe. Dit is die kompas van ons lewe nou. Die bedoeling is nie dat jy in 'n verdwaasdheid deur hierdie lewe al dwaalend in hemelse toekomsdrome moet lewe, asof jou voete nie grond raak hier nie. Dis nie wat bedoel word nie. Dit beteken dat ons hemelse erfenis ons gedagtes so volmaak, dat dit, ons erfenis, ons fokus bepaal. Hoe ons nou al lewe soos wat dit sal pas in ons erfenis. In ons nuwe lewe, in die teenwoordigheid van God, nou al, om te dink en te doen, soos dan. Want dan is nie dan nie, dan is nou al. Om nou al te dink en te doen, wat waardig sal wees in God se teenwoordigheid. Om nou al ontslae te raak van die gedagtes en die woorde en die dade wat net nie meer sal pas in sy hemelse teenwoordigheid nie. Hoe sou jy jou huiswerk by die skool doen in die hemel? Hoe sou jy jou werk op die nuwe aarde en die nuwe hemel doen? Wat sal jou fokus bepaal? Wat sal jou opgewonde maak? Wat sal jou hartseer maak? Hoe sal jy met ander mense praat? Hoe sal jy met ander mense saamleef? Hulle wat hier saam met jou in die gemeente is. Hulle wat saam met jou in die hemel sou wees. Rig jou gedagtes op God en op sy heiligheid, op sy genade, en laat daardie hemelse gedagtes jou aardse lewe bepaal. Dis wat bedoel word. In 2 Petrus lees ons dat ons die verwagting het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en daarom sal ons beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Dis die Heilige Gees wat van binne af ons verander om op hierdie wêreld anders te wees. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, terwyl ons gedagtes, terwyl ons so op Jesus vasgenaal is,
verander die Heilige Gees ons van binne af, sodat ons al meer die beeld van Jesus Christus uitleef. Romeine 12, wat sê, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God jou denke vernuwe. Wanneer jy in 'n vreemde land bly, waar jy nie burgerskap het nie, dan is dit nie daai land wat bepaal hoe jy dinge sien nie. Jy dink aan jou vaderland en hoe sou jy dit interpreteer? En dan kyk jy na die mense om jou en dink hierdie ouens is van hulle koppe af. Ons is burgers van die hemelse koninkryk. Laat die hemelse koninkryk dan ons gedrag bepaal, terwyl ons vreemdelinge hier is in 'n pelgrimstog op pad na ons vaderland toe. Onder die heerskappy van die Heilige Gees, laat God die koninkryk, sy koninkryk in ons en deur ons kom. As mens dan so na hierdie hele gedeelte kyk, onthou, elkeen wat glo ontvang reeds 'n deel van God se koninkryk. Eendag volkome, maar vandag al reeds genade, vrede, God se heerskappy. En elkeen van ons word geroep om in hierdie deel wat ons ontvang het, in ons lewens, in ons geloofslewe, sy koninkryk al meer te laat kom. En daarom, moenie ongeregtigheid en sonde in jou deel van God se koninkryk duld nie. Moenie selfs dink dat jy dit in bedwang kan hou nie. Nee, die gevaar is te groot. Moenie die kans vat nie. Maak skoon. Maak skoon. Gooi dit uit. En fokus dan jou lewe op God en sy koninkryk. Dink dinge wat gepas sou wees in die hemelse koninkryk van nuwe hemel en nuwe aarde en lewe dan so. En weet jy, ons sal verstom staan oor die seën wat God gee daarin. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, Here, ons wil voor U bring dat ons ook maar hiermee sukkel. Here, selfs Israel, hulle kon sien wie die ongeregtigheid is waarvan hulle moes ontslaa raak. En baie keer kan ons dit nie sien nie. Baie keer weet ons daarvan. Maar baie keer, Here, is daar goed in ons lewens wat ons nie eens besef dat dit gevaarlik is en dat dit ons verlei en dat dit ongeregtigheid is nie. En daarom vra ons, Here, maak ons oë oop. Maak ons oë oop om te sien wat dit is wat nie meer pas nie. En wil U ons dan deur U Gees lei om dit te kan uit ons lewe uitweer. Om daarvan ontslae te raak. Nie 'n bietjie nie, nie een kant toe skuif nie. Nie toemaak agter 'n deur wat ons sluit nie, maar heeltemal skoonmaak en uitgooi. Ons wil vir elkeen aan U opdra, Here, wat vrede maak met goed in hulle lewens wat nie daar pas nie. Here, selfs in kerke, waar mense is en dinge in kerke laat gebeur en toelaat, wat nie deel kan wees van U koninkryk, soos wat U dit in U woord gee nie. Wil U ons oë oopmaak? En wil U ons dan rig? Rig ons gedagtes op U, gryp ons gevange deur U Heilige Gees. Draai ons kop na U toe, dat ons U sal sien, en dat ons gedagtes en ons lewens in U sal vind, en dat ons dan daardie lewe wat ons in U vind, dat ons dit dan hier lewe. Elke dag by die werk en met die mense met wie ons te doen het, by die skool, by die huis, op die pad, in ons binnekamer, daar waar ons alleen is, in ons gesinne. En Here,
Laat u koninkryk kom. Want dis juis in u koninkryk waar ons u volle vrede sal ken. Eendag volkome, maar nou alreeds. Dat ons nou alreeds geborge mag wees. En dat niks in hierdie ou lewe ons kan ontstel nie, want u is ons koning en u bewaar. En selfs wanneer hier swaar dinge met ons gebeur, is u by ons, midde ons. Dan wees ons koning, Here, en gryp in dat ons u onderdane sal wees. En dat ons u vreugde en die genade en liefde sal ken. Die blydskap, die seën om u kinders te wees in u koninkryk. Bewaar ons. In Jesus se naam vra ons dit, Here. Amen.